staan almal en wys so noord-noordwes. En die rede is dat hier so warm is. Dit word bo 40 grade. En dan moet daai goed in die warmte van die middagson in wys, anders bak hy te warm. Prof Erik kyk ook noordwaarts, saam met 'n groep vriende. Verlede week het hulle tot in Zambië gevorder en amper oral het hulle by Suid-Afrikaners oorgebly. Hulle is op pad tot in Tansanië en dis eintlik verrassend om te sien hoe volop ons eie mense al is, so ver van die ou Kalahari af. En vanaand is dit weer so. Puna van Niekerk en sy gesin is al 10 jaar in Zambië. Hy is 'n aandeelhouer in 'n konsortium wat op groot skaal boer. Die somers is baie nat, maar in die winter kom hier nie 'n wolk verby nie. So hulle het eers miljoene spandeer om damme te bou wat die water kan opvang sodat hulle reg deur die jaar kan besproei. Hier rond het jy eintlik nie 'n ander keuse nie, sê hy. As jy nie jy kan dit nie winterbesproeiing doen nie, maar in die somer kan jy boer droëland. Maar weet deesdae die marges is klein en die insetkoste is hoog. Ja. So probeer men maksimaal benut. Hulle gebruik ook tonne kunsmis, anders groei niks. Dis nogal jammer, want hoewel dit broodnodige kos aan ons oorbevolkte spesie verskaf, weet ons uit dure ervaring wat dit op die langtermyn aan die omgewing doen. Tog, rondom die ontboste landerye groei die plante geil. Hierdie veld hierso kry omtrent amper 2 meter reën 'n jaar, maar dit val alles in 4 maande. En dan word dit ontsettend droog. Nou die gevolg is hier kan net bladwisselende bome eintlik dit maak. Jy sien nie immergroen bome hier nie. En dan ook met hierdie geweldige reën in die sandgrond dan loog die nutriënte, die voedingsstowwe uit. En hier is natuurlik waar die kap en brandpraktyke verskriklik vernietigend is. Want die grond is reeds arm, uitgeloog en as jy nou een keer daarop geboer het, is dit verby. En dis nou maar net soos in Suid-Amerika, dan kap jy is nou maar weer 'n stuk skoon, brand hom en plant nou maar weer mielies daar. Maar mens kan die impak van die tradisionele bestaanspraktyke kwaliek vergelyk met die kommersiële boere wat nou hier inkom en alles opdam en duisende hektaar biodiversiteit laat verdwyn voor ons monokultuur empires. Tussen in die bosse is daar oop grasvlaktes wat jaarliks oorstroom en selfs hier is daar termiethope. Hierdie termiete nou weer is spesiaal aangepas vir hierdie vleye of omarambas. En in die somer dan staan die water hier. En jy kan sien die hele nes is onderal deur die water wegverweer. Maar hulle kan blykbaar dit oorleef want hulle bly dan in die boonste deel en as die water sak is hulle weer reg. En dis hoe die plaaslike mense weet of daar droogte of vloed kom. Deur eenvoudig op te let of hierdie hoopies voor die reën skielik hoër gebou word of nie. Die termiete is meer in voeling met die natuur as ons. Iets in hierdie muur so jy kan sien hoe hol is hy. Die beeste het hier gestaan en hom uitgelek en almal het gehardloop hier aan toe. Wie al wat ek kan dink, kyk as ons is hier in 'n vlei, né. Nou dit 'n ou pan is en die goed het die sout opgedra. En dat hierdie grond dalk so vol sout is dat die beeste betaal om te lek. Ja. Want dis ongewoon, né. Want die hele grot gebou is. Ja. Ja. Die roete noord loop oor die rug van 'n lang plateau. Weg van die gemeenskappe af is daar nog mooi hoë bome langs die pad. So 30 km wes van die pad 'n klein juweeltjie, die Kundalila waterval. Na al die gery, 'n welkome stappie om die bene te rek. Die water wat na benede stort, loop af na die Luangwa rivier wat die oosgrens vorm van die suidelike en noordelike Luangwa nasionale parke. Die plateau is min of meer hulle wesgrens. Die Tansanië grenspos is net so 200 km weg, maar dis nie iets wat jy net kort voor donker wil aandurf nie. So aand 6 se slaapplek is so 30 km weg van die hoofpad af, weer onder die sterrehemel. Langs die Masha rivier by nog 'n unieke plek. Lekker warm water is die Kapishi warmwaterbron. En hierdie warm water word natuurlik onder die grond warm omdat ons naby die Skeurvallei nou is waar Afrika besig is om in twee te split.
Gaan nie bly raak nie. Gaan nog so 200 miljoen jaar vat. Die lodge en die warmwaterbronne is deel van die Kapishi landgoed wat bykans 16.000 hektaar beslaan. Hierdie plek lyk nou regtig asof die hobbits dit gebou het. Maar dit is 'n stukkie klassieke Engelandse platteland in die middel van Afrika. Die landgoed behoort aan 'n baie interessante familie, die Harvey broers. Mark vertel, hulle Britse oupa, 'n ene Stuart Gore Brown, het destyds in die naam van die British Empire die grense tussen die Kongo, Zambië en Tanzanië kom afmeet. Gore Brown het met die finansiële ondersteuning van 'n skatryk tante 'n stukkie Engeland hier in Afrika kom skep. Die herehuis staan vandag bekend as Shiwa House, oftewel Afrika Huis. Vakmanne is van Engeland af ingevoer, sodat selfs die werkershuisies autentiek lyk. Hierdie steam engines is natuurlik voor die Eerste Wêreldoorlog en duidelik is dit waar die oupa nou mee begin het hier. Daar's ten minste 4 van hulle hier. En as 'n mens dink waar hierdie plek is en dat dit waarskynlik die eerste beskawing is wat hier na toe gekom het na ou Livingston en die paaie waarskynlik nie veel beter was nie. Dan is dit alleen al 'n prestasie om hierdie goed net hier te kry, né? Ongelooflik. Mark se broer 1 is die boer op die landgoed, wat vandag bekend staan as die Ishaba Ngandu Natuurreservaat. Hy is trots op sy stoet inheemse boeraanbeeste. Met reg, sê een van ons bekende Afrikaner beesteelers wat saam met prof hulle op reis is. Besonderse bulle hierdie. Dit is van die beste boerande wat ek nog gesien het hierdie bulle. Na die rustigheid van Ishaba is dit terug na die teerpad toe. Daar's nou sommer baie meer vragmotors op die pad en die pad se toestand het aansienlik versleg. Hier is ook meer wrakke langs die pad. Een ou is in die hospitaal, want hy wou 'n ander ou verbygaan toe bars sy band. Jy wil beslis nie na donker nog op hierdie paaie wees nie. En in Njombe, waar die prof hulle wil oornag, is nog 'n hele paar 100 kilometer weg. Intussenin wag die besige Tanzanië-Tunduma grenspos. Afrika is dalk nie meer ongerepte bos nie, maar is ook nog lank nie dieselfde as 'n grenspos in Europa nie. Prof hulle se ekspedisie ry eintlik al op die rand van die beskawing. Ander kan die grenspos is skielik opvallend meer geld in omloop. Hier is meer motors en motorfietsse op straat. Dis ook die begin van die groot bergreekse wat die Slenkdal kenmerk. Uiteindelik Tjimala, waar Jan, Chris se seun, wag en ook die draaipunt vir die ekspedisie. Eers 'n paar goedjies koop. En prof wil graag na sy e-posse kyk. Afrika is ook nie meer wat dit was nie. Glo dit as jy wil, hier is 'n internetkafee. En hy werk. Dit is wat so verbuisterend is. Op 'n manier werk alles hier. Maar dan raak mense kop baie deurmekaar as jy met hierdie soort van note moet werk en hierdie denominasies en jy moet nou gewoond raak. Hier is eintlik sente wat ons hiermee werk, né? En dis nou maar so in alle lande hier noord van die Limpopo. Hierdie bedrag is iets steigerends. Maar natuurlik hierso sal die ouens vir 'n 100ste van 'n sent iets aan mekaar verhandel. So is miskien nie so sleg nie. Net 'n mens moet heeltemal 'n ander sommetjies begin maak. Jan is betrokke by 'n spoelgoudmyn so 80 km suid van Njombe. Dis 'n hele paar uur se ry langs die stamperige bergpaadjies. Waar daar goud is, sal daar nou maar eenmal myne wees. Ons ou mensdom kon nog nooit die blink versoeking weerstaan nie. En is duidelik dat hierdie wêreld ook nog groot boere sal lok vorentoe uit wêrelde met armer grond. Nou in hierdie bergpassie het 'n vragmotor hier in die wal ingewetter en daar af. Maar hy wys vir ons iets moois. Een grondlaag eintlik onbepaald af. En dit is hierdie skeurvallei gronde. En let op, in hierdie wal begin die goed groei.
Hierdie gronde bly vrugbaar. So jy kry nie erosie nie. Hy verweer weg en die goed groei net weer, want hierdie gronde is reg tot onder vulkanies vrugbaar. Jan is 'n geoloog en dis juis die kennis wat hom hierheen gelok het. Hulle kantoor en blyplek is op die wal van 'n rivier wat sy oorsprong hoër op in die berg kom het. Delwers is al vir baie jare lank besig om op die tradisionele manier spoelgoud in die rivierlope te delf. Nou, hierdie manier van goudmyn is seker die oudste mynery op aarde. Want solank as wat die mense goud uitgehaal het, het hulle seker so gekry. Spoelgoud gewas in panne. Dit is nogal 'n kuns hoor, want die kleinste krummeltjies word op hierdie manier gewen. Maar tydsame proses. En jy het water nodig wat oor die goed loop en jy met die erts in die of die grond in die water in kan werk en dan van, né? Dis die enigste manier. Nou hierdie goud is klaar alluviaal, né? Dit lê klaar hier in die grond omdat dit afgespoel het. Maar ergens het dit natuurlik uit moedergesteentes uitverweer en die is natuurlik ergens stroom op. So wat jy nou beplan, dis nou vir my interessant. Jy gaan nou deur hulle ou mynhope as dit ware. Ja. En jy probeer dit 'n bietjie netjieser agterlaat as wat hulle dit agterlaat. Ja, laat jy terrasse agterlaat wat jy kan plant of wat jy kan en wat nou nie bewerk. noodwendig gaan wegspoel nie. Ja. En jy reken jy gaan nog genoeg uit hulle ou mynhope kry om dit vir jou die moeite werd te maak. Ja, ek dink so. As jy kyk na hulle effektiwiteit, ek meen hoeveel hulle in 'n dag kan myn. Ja. En ek het nou al 1000 keer die sommetjies gemaak en hoe dit ek dink so. Op die oomblik maak dit sin, ja. Ja. En teen dagbreek begin die lang trek terug huis toe. Die keer loop die roete deur die Malawi grenspos. Malawi se noorde is ewe bergagtig met talle riviere wat af meer toe vloei. Soos die Tanganyika meer is die Malawi meer ook op die vloer van die Skeurvallei. Nog 'n mooi gesig is die baie krumetarte wat hier groei. Die meer is nog altyd Malawi se lewensaar en elke paar kilometer is daar nog 'n vissersdorpie. Soos wat die Mokoros inkom, word die visies opgekoop. Vang hierdie klein visse met nette. En dis natuurlik hierdie interessante inheemse visse in Lake Malawi en al die mere hier op waarvan daar honderde spesies is. Maar dit is hulle lewensonderhoud. Hulle hierdie is net vissermanne en visserdorpies deel hulle meer van. Die klein landjie se bevolking staan vandag op 15 miljoen en sal na raming tot 2050 met net 'n bietjie minder as 1 miljoen mense per jaar groei. Hoe lank die visvoorraad gaan hou voor hy in duie stort is 'n oop vraag. Veral as jy boonop nog in ag neem dat die ontbossing in die berge en op die oewer maak dat tonne boogrond in die meer inspoel, wat die bodembroeiers nog verder bedreig. Maar vir toeriste bly dit prentjie mooi. Ander kan die grens in Mosambiek se Tet-provinsie 'n groep jagters met hulle inheemse honde. Dis opvallend dat veral in Zambië, Malawi en Mosambiek mens amper geen wild buite die nasionale parke sien nie. Die kombinasie van oorbevolking en armoede is net te veel. Die krumetarte word nou al hoe meer, of word die ander bome maar net minder. Nou, hierdie wêreld het seker meer krumetarte as enige ander plek op aarde. Hulle staan hier soos hare op 'n hond se rug. Die krumetart is natuurlik 'n Afrika boom wat amper soos 'n palm op ander plekke is. Hulle maak alles van hom. Hierdie uitgesnyde plekke is vir die vesel, wat 'n baie goeie vesel is vir matte en so aan. Mens sien ouer merke daar. Ek weet hulle gebruik die bas ook vir allerlei muti, die lokale inwoners. Die vrugte natuurlik word geëet, die blomme word geëet en dan is daar natuurlik 'n magdom diere wat ook van hierdie krumetarte afhanklik is. You make this? Yes, From what do you make them? this one. Oh, that tree. Yes, And then how do you get it like that? can form and soak. Soak, yeah. Yes, And then you work it. yes. Die oornagstop in Mosambiek is die Cahora Bassa dam. Die dam is miskien nie so breed soos Kariba nie, maar dis dieper en stoot omtrent 300 km in die Zambesi vallei op. Die Ugezi Tiger Fish Lodge word weer eens deur 'n Suid-Afrikaner besit. Dis veral die uithangplek vir tiervishengelaars. Verskeie kompetisies word elke jaar hier gehou.
met rekordvangste. Maar dit lyk nie asof Prof iets van hengel verstaan nie, of dalk verstaan hy te goed. Blykbaar trek ons nou hierdie asies, die kunsasies hier deur die water en dan van die vis toe. En dan is dit nou 'n groot geveg. Maar jy klaar geveg en dan gooi jy die vis terug. Dis 'n bietjie futiel, jy weet. Anderkant die Woomba-berge is die ooste van Zim ewe dor en droog. Dit gaan seker maar moeilik om oeste aan die groei te kry as dit so lyk. Verwoestyning in aksie. Uiteindelik kom die reën en was die lug skoon. Die Zimbabwe ruïnes is een van die land se belangrikste bakens en tog moes 2 van die 3 hotelle hier naby toemaak as gevolg van te min besoekers. Die ruïne is steeds 'n enigma en dis asof die mistigheid dit beklemtoon. Argeoloë en geskiedkundiges kan maar net raai wie en wat hier gewoon het en waarom hulle alles net so gelos het. Kyk hoe mooi groei die ligene op hierdie klippe. En ons weet hoe veel hulle kan groei in 'n sekere tyd. So een van die maniere om 'n ou klip murasie te dateer is eenvoudig aan hierdie ligene wat op hulle groei. Hulle het heel moontlik hierheen gekom omdat alles wat hulle nodig gehad het hier was. Genoeg kos, water en boumateriaal vir hierdie stewige vesting. Vandag is hulle weg. Elke mens is miskien net vir 'n rukkie op aarde, maar saam met ons 'n groot invloed op die omgewing. Wangi se olifante wys vir ons wat gebeur as getalle te veel raak. Is die byle nie te skerp wat net aanhou bome afkap nie? Kan ons meer en meer lyntjies bly aanlê om meer kos te produseer vir nog meer mense? Ons het miskien baie mag op aarde, maar so ook het die natuur. En dis miskien die boodskap wat hierdie grafstil murasies vir ons stuur. Een van my groot frustrasies is om die regte Afrikaanse vertalings vir natuurwetenskaplike terminologie te kry. As 'n kenner sê, daar's nie Afrikaans vir dit of dat nie en ek moet self iets uitdink, dan wil ek sommer die horries kry. Dis tyd dat iemand 'n woordeboek wat net oor die omgewing handel skryf. En my klaarheid gaan hieroor. 'n Reënboogagtige verskynsel wat sonder dat dit gereën het, bokant swaar donderwolke hang. Die son was agter die wolke, sê Herbert Bloufield, wat die baie mooi verskynsel in Nelspruit se geweste afgeneem het. So oor die verloop van 'n paar minute het die kleure en vorm meer of minder intens geword. Ek ken die Engelse naam vir die verskynsel, 'n circumhorizontal arc, ook genoem 'n fire rainbow. Maar ek kon nie 'n Afrikaanse woord daarvoor kry nie. Dalk moet ons dit maar vereers juist dit noem, 'n vuurreënboog of dalk 'n vuurwolk. Wel, eintlik is dit glad nie 'n reënboog in die ware sin van die woord nie. Dis die gevolg van lig wat deur spookasemdun cirruswolke skyn, spesifiek wanneer die son baie hoog bo die horison hang. Daar's glo 'n bygeloof wat sê dat wanneer so 'n verskynsel gesien word, jy reën so 24 uur later te wagte kan wees. Glo is vry. Die Bobbejaan het lank die dooie rot rondgedra en selfs, so sê Johan van Rensburg, dit vertroetel. Die foto is by 'n vakansieoord geneem waar die Bobbejaan in 'n hok saam met 'n paar ander aangehou word. As die Bobbejaan van een plek na die ander skuif, is die rot versigtig saamgedra. Lang terug het ek foto's gesien van 'n Bobbejaan in 'n dieretuin wat 'n muis as maatjie aangeneem het en dit teen alles en almal beskerm het. Mens kan dit seker vertolk soos jy wil, dat die Bobbejaan alleen was en net 'n rot as maat kon kry. Dalk was die dooie rot net 'n aardigheid, iets wat die Bobbejaan se aandag afgelei het. Terselfdertyd weet ons dat Bobbejane nie sal skroom om vir hulle 'n vleisie te vang nie, soos boklammers en voëlkuikens. En hulle sal aan 'n karkas aas wanneer hulle vir so iets lus het. In die natuur word die eet van vleis gekoppel aan spesifieke voedingsbehoeftes, soos in tye van droogte. In gevangenskap sal die Bobbejane as reël op 'n gebalanseerde dieet kan staatmaak.
Binne die bestek van net 'n paar uur het Pieter Prinsloo soveel van die minder volop voëlsoorte by die Niamandlovu waterpan in Hwangwe in Zimbabwe gesien as wat jy dalk nie in 'n week elders sal sien nie. Soos die rooibors byvreter wat vanuit die hele verspreidingsgebied wat van Zululand tot Gabon strek na Zimbabwe migreer in die broeityd. Daarna trek hulle suidwaarts en teen Maart se kant vlieg hulle noordwaarts na ekwatoriale Afrika. Ware rondlopers. Pieter het ook die wolnek-ooievaar daar gesien. Weereens 'n voëlsoort wat meer tot die verre noordooste van ons streek beperk is. 'n Groot wit reier het daar gekuier. Soos die geelbekreier het die groot wit reier ook 'n geel snavel, maar die onderskeid, behalwe vir die grootte, is eersgenoemde se bene geel bokant die knie, terwyl hierdie een se bene heeltemal swart is. En die derde ooievaarsoort was die saalbek-ooievaar. En een het sommer so ampertjies ongeërg vir hom 'n vetpadda gevang. Ek het 2 ander voëlstories. Die eerste een is deur Chris Grobler ingestuur en wys 'n visarend wat aan 'n tarantaal vreet. Dis by Nsimandi Dam by Setare in die Nasionale Kreerwiltuin gefotografeer. Dit verbaas my glad nie om so iets te sien nie, want anders as wat sy naam voorgee, vreet hy nie net vis nie. Voëlprooi word op die grond of in vlug gevang, soos bleshoenders, kommerante, dobbertjies, eende, kwelias, lepelaars en tarantale. En die lys van prooi anders as vis is ellelang. Pierre Meton se foto's wys 'n geelbek neushoringvoël wat mure van die lyf van wat hy meen is 'n likkewaan afpik. Die reptiel was van kop tot stert oortrek met mure en die neushoringvoël het hulle een vir een gepluk en gesluk. En die reptiel is glad nie daardeur geplan nie. Inteendeel, sê Pierre, dis asof hy die voël betaal het vir die diens. Pierre wonder oor hoekom die mure die reptiel toetakel, of die mure hom sou kon doodmaak en of dit algemeen is vir die neushoringvoël om 'n pesverwydering diens aan te bied. Ek moes gaan kers opsteek by die reptielkenner Wolf Hake. Eerste korreksie. Dis nie 'n klein likkewaantjie nie, maar wel die groot skip Pantserakedus. Wolf sê daar's geen manier dat 'n kolonie mure die akedus sou kon doodmaak nie, tensy dit reeds baie verswak was. Hierdie een was dalk beseer en kon nie betyds genoeg uit die mure se pad kom nie. Die neushoringvoël sou nader gelok word deur die akedus wat so stillend potensiële prooi kon wees, maar het toe eerder begin smil aan die mure. Dis net 'n kort stukkie video, maar een van my gunsteling katsoorte, die civetkat. Robert Murray het hierdie een afgeneem waar dit vir lank in die langgras gestaan het om die wêreld fyn te bespied. Nes by zebras is elke civet se patrone van strepe, rosette en kolle uniek. Geen twee lyk presies dieselfde nie. Kort voor lank het hy van iets in die gras bewus geraak en blitsvinnig dit gegryp en gevang. 'n Veldmuis. Kyk hoe trots lyk meneer op sy vangs. Onthou om julle bydraes betyds in te kry. Behalwe dat daar elke week 'n wenner is, gee Canvas Intent amper R300.000 se kampgery vir die groot prys aan die einde van die jaar. Meer inligting en al die voorwaardes is op ons webwerf by rooitrok.com. Ek groet tot volgende week.